Goeienaand, welkom by Woord en Boekrol. Nou hierdie is 'n opvolg op die vorige video's in 'n reeks van tradisie en bruilof. En die vervulling wat Jesus kom doen het volgens die tradisie. Nou in my vorige video voor hierdie ene kan jy graag gaan kyk en ook die ander het ek gepraat van die wagtydperk van die bruid en wat gebeur asook die diensmeisies wat haar ondersteun. Nou, vanaand se video is interessant. En ek dink daar is min mense wat regtig hierdie koneksie kan maak, alhoewel vir die wat het, is 'n geseënde koneksie en so 'n groot openbaring eintlik. Nou, vanaand se video gaan oor die gangpaadjie waardeur 'n mens stap in 'n bruiloftydperk. Jy sien, elke bruid stap deur daai gangpaadjie na die voorkansel toe, waar sy dan onder die koepeltjie haar beloftes herdenk, saam met die bruidegom wat die beloftes gee, soos in die ou antieke tyd, of in die moderne tyd waar hulle mekaar beloof en die huwelik vasmaak natuurlik. Nou, hierdie sien ons ook in die woord, en ons kan duidelik sien dat dit 'n verbondbelofte is en 'n groot verbondbelofte is. Nou, ons lees van die gangpad van bloed en belofte, lees ons in Genesis 15 vers 18. Jy sien, 'n pad wat in hierdie tradisie nog gedoen word, maar in daardie tydperk 'n redelike bloederige verhaal is. Nou in Genesis 15 vers 18 lees ons dat die Here 'n verbond aangaan met Abraham, en hy sê vir Abraham om diere op te kap en beide kante van hom te verstrooi. En in dit is daar 'n gangpad wat daar loop. Nou, in die antieke tradisie van die Ooste sou die wat aan die belofte deelneem, sou albei op die gangpad van bloed gestap het met die gekapte diere aan beide kante. Nou, hoekom gekapte diere en 'n bloedpad, reg? Dit was gewees dat as jy deur die pad sou stap en jy kom aan die ander kant uit, die een wat voorloop sou gesê het, laat dit, die diere wat opgekap is, laat dit so met my gebeur, as ek hierdie belofte nie gaan voldoen nie. Nou dit is nogal 'n ernstige beloftesverbond om aan te gaan, want as jy dink, jy wil tog nie opgekap word as hierdie belofte nie uitloop nie, reg? Nou, die groot ding is dat ons in Genesis 15 lees, dat God vir Abraham in 'n diepe slaap laat val het, sodat hy nie eers die pad moes stap saam met hom nie. En dis het hy Abraham vrygestel van 'n opkap as die belofte nie uitgeloop het en voldoen word nie. In hierdie bloedpad kan ons lees in Genesis 15 dat God die Vader self die pad alleen op die bloed gestap het vooruit. En nogal met 'n redelike drama in die skrif wat sê soos 'n pot vol rook, 'n donker pot wat rook met donker wolke. Amper soos wat ons ook lees toe God op die berg Sinaï neergedaal het en daar was weerlig en donker wolke en dit was donker en die volk het eintlik vrees in hulle harte gehad en gesê Moses moet maar opgaan, hulle gaan nie. Het God dieselfde met hierdie pad in weerlig en donker wolk in 'n pot rook geloop vooruit, terwyl Abraham salig geslaap het en glad nie die pad gestap het aan die einde van die dag nie. Maar dis lees ons ook dan in hierdie skrifgedeelte met die simboliek daarvan, dat God sê, laat dit so met my gebeur, as hierdie belofte nie voldoen nie. Nou, waar 'n belofte in Genesis 15 begin, was 'n belofte voldoen, deur God self ook weer, en deur ook 'n bloedpad
wat hy gestap het. Jy sien, toe Jesus aan die kruis moes hang, het hy die kruis gedra op 'n pad waar sy bloed gedrup het, tussen skare van mense. Dieselfde tipe paadjie, maar hierdie keer was dit hy wat opgekap is. Nie die volk rondom hom nie, nie die diere wat op die paadjie se kante lê nie, maar hy wat geslaan is en die pad self dan loop. En so was hierdie belofte voldoen. En ons kan ook lees dan in Johannes 19 waar dit staan, dit is volbring. Nou, die kruispad is 'n pad wat hierdie belofte uitspeel. In die antieke tradisietydperk het die bruid ook op hierdie paadjie afgestap. Maar die een wat voor uitgestap het op hierdie paadjie voordat die bruid aangekom het op hierdie paadjie, was tog die bruidegom. Jy sien, wanneer die mense klaar gesit het en hulle het wagtend vir die bruilof gesit en wag, het die bruidegom na vorentoe gegaan om voor te staan en wag vir die bruid wat dan ook deur die paadjie moet kom. Maar min mense kyk actually na die bruidegom wat deur die paadjie aangestap kom om voor te gaan staan. Almal wag vir die bruid met haar mooi wit rok wat daar deur moet loop. Maar dit is ook deel van die belofte, soos in Genesis 15, soos wat God voor uitgestap het en gesê het, as hierdie belofte nie voldoen nie, dan laat dit so met my gebeur, die diere wat opgekap is. En dit is 'n baie belangrike ding wat ons sien, is dat God self wel opgekap was, omdat die bruid nie suiwer gebly het, die volk wat aan Abraham beloof is, sy nasies soos die sterre en die sand van die see, wat 'n skoon bruid in 'n wit rok moes wees wat op die paadjie afstap, wat nie gebeur het nie, wat Abraham moes stap en sou 'n prys vir saam met die nasies moes betaal het om opgekap te word, het nie gebeur nie. Die Vader het die pad alleen gestap omdat hy geweet het dat die bruid nie aan haar belofte gaan voldoen nie en dus gaan sy 'n prys moet betaal. Maar hy kon dit nie toelaat nie. Daarom, toe die bruid vuil raak en die belofte nie deurvat nie om suiwer te bly aan die bruidegom nie, was God die een wat die prys moes betaal. En dit sien ons dan nou, waar hy met die kruis op 'n bloedpad stap vir die kruisdood. 'n Pad waar hy stikkend geslaan was, soos die opgekapte diere, die bloedpad, tot daar heel voor as die bruidegom, waarvan ons lees in die skrif, neem jou kruis op en dra dit. Wat beteken dit? Watter kruis moet ons opneem en dra? Dit is net die pad wat hy klaar gestap het, om te betaal vir die prys van 'n belofte wat platgeval het as gevolg van haar, is net die paadjie waarop sy moet loop tot voor, om haar belofte te claim as sy bruid. En dit is baie mooi om te sien in die woord. Jy sien, daar waar hy sê dit is volbring, bedoel hy dat sy kan nou op hierdie pad stap, sonder om 'n prys te betaal. Want as Abraham saam sou stap tot voor, sou sy ook 'n dierprys moes betaal het. Maar hy het geslaap en God het hom in 'n slaap gesit, sodat sy nie deel was van hierdie tipe tradisionele belofte nie. Nou, wanneer 'n bruid in so 'n paadjie afstap, dan sien ons sy dra iets in haar hande, 'n blommeryker. En selfs die blommerykertjie is deel van die tradisies van die antieke tyd. Vir die wat nie weet wat 'n hittefees is nie, en in Hebreëus genoem Sukkot, is 'n fees wat gevier word in 'n bruilofstydperk. Meeste van die antieke Jode sou getrou het in die hittefeestydperk, juis omdat dit 'n voorstel is van 'n bruilofsfees. Nou, met hierdie tradisionele viering van 'n fees,
maak hulle 'n rykertjie wat hulle dra om te loof en te prys elke dag. En hierdie rykertjie word genoem 'n lulaf. Nou die lulaf bestaan uit blare en dan ook 'n vrug. En jy sien hierdie ryker word dan gedra tot voor in 'n vreugde wat sy het om te sê dat sy hierdie fees bywoon. Maar die woorde wat saam met hierdie ryker gaan is Hosanna. Hosanna aan die hoogste. Prys hom. Prys hom wat saam met my is. Jy sien, met die hittefees is die belofte so in die woord in Levitikus en ook in Exodus, dat wanneer daai hut opgesit word vir die bruilof, beloof die Vader om saam met haar te wees. En ons kan sien dat van die antieke tydperk in die Ou Testament waar die hittefees 'n belofte was, waar God saam met die volk kom loop, saam met hulle is, was ook dan vervul gewees deur Jesus wat mens word en saam met sy volk kom loop. En dat hy dan die pad ook as mens gestap het tot voor, waar sy dan net agterna kom met die ryker wat lekker ryk en die vrug wat natuurlik die reuk van sitrus het en die blare wat ook tradisioneel deel was van die groot offer in die tydperk van die antieke jare. In die Ou Testament het hulle van die blare gebruik om bloed te sprinkel op die lam vir die tydperk van die slagting vir die sonde van die volk. En daardie alles saam, 4 items in 'n ryker, is dan ook wat sy dra tot voor. In al haar seisoene vat hy haar tot voor. Sy hoef nie 'n prys te betaal en self gekap te word om 'n vervulling te bring aan 'n belofte wat nie uitgeloop het nie, omdat sy haarself oneerlik hanteer het en nie eerbaar was in die belofte nie. Nou ja, ek hoop dit was 'n seën om na te luister. Kyk graag na die volgende video, want daar is nog baie om te verduidelik rondom die antieke tradisies van die huwelik en die gebeure rondom die voorbereidings en alles, sodat ek vir julle kan wys waar Jesus vervulling gebring het aan hierdie tradisionele dinge, en dit is ook in die woord.